Welkom terug. Daar is nog heel wat in hierdie program wat voorlê, so maak seker jy bly sommer die heeltyd ingeskakel, maar ons gaan nou eers voort met vanoggend se oggendpraatjies. Nou meer vroue in Suid-Afrika wil glo skei. Verbaas dit ons raas? Nee. Nee, ek speel. Dis net 'n grappie, dis net 'n grappie. Kyk. Ons sal nou by jou uitkom. Volgens Statistiek Suid-Afrika doen meer vroue as mans in Suid-Afrika tans aansoek om te skei, terwyl die meerderheid van die vroue middeljarig is. Nou die jongste huwelik en egskeidingsverslag toon dat vroue in 2024 meer as die helfte van alle egskeidings voortgesit het, presies 57,2% van alle egskeidings, en dat hierdie patroon deurlopend dieselfde gebly het. Statistiek Suid-Afrika het verder gesê dat 'n stadige afname in huwelike en verbintenisse sedert 2015 en daarmee saam die toename in vroue-gedrewe egskeidings aansienlike sosiale verandering toon. Hulle noem dat minder mense trou as 'n dekade gelede, dat diegene wat wel trou dit later doen en dat meer vroue die vryheid om self oor hulle verhouding te besluit om hulle eie welsyn te prioritiseer as belangrik ag. Die data toon dat vroue wat wil skei nie eweredig oor provinsies versprei is nie. Die meeste van die vroue is in Gauteng, gevolg deur die Wes-Kaap en dan KwaZulu-Natal. Nou, 'n nader blik toon dat die meeste vroue wat wil skei hulle eerste huwelik beëindig en oor die algemeen in professionele, semi-professionele of tegniese beroepe werksaam is. Volgens die verslag bly ouderdom 'n belangrike faktor in die profiel van vroue wat skei. 70,7% van hierdie vroue was jonger as hulle mans. Die meeste van hierdie vroue is tussen 40 en 44 jaar oud en vroue van 35 tot 39 jaar het 19,7% van die egskeidings uitgemaak, terwyl slegs 0,5% jonger as 25 jaar oud was. Verder het egskeidings tydens die COVID-19 periode afgeneem, met skerp dalings in 2020 en 2021 vanweë vertraagde hofprosesse, maar dit het sedert 2022 weer toegeneem na mate administratiewe agterstande uit die weg geruim is. Langtermyndata toon dat die grootste aandeel van egskeidings, naamlik 26,7%, in huwelike wat tussen 5 en 9 jaar geduur het voorgekom het. Huwelike van 10 tot 14 jaar volg met 21,3%. 'n sesde van egskeidings bestaan uit huwelike wat minder as 5 jaar geduur het. 4 uit elke 10 egskeidings was huwelike wat minder as 'n dekade geduur het. Nou, huwelikregistrasies het sedert 2014 aansienlik gedaal, van meer as 130.000 per jaar tot net oor 100.000 in die jongste data. Dis 'n geleidelike afname en dit dui op 'n volgehoue skuif weg van formele huwelike. Statistiek Suid-Afrika sê dat die data insig bied in veranderende huishoudelike strukture en sosiale dinamika oor die land heen. Objection. Ek wil net sê, ek weet ek het nou 'n grappie gemaak. Dit is nie iets om oor te lag eintlik nie. Dis eintlik tragies om te dink dat dit nou, jy weet, die geval is. Maar wat wel vir my interessant is die feit dat hierdie patroon so verander, jy weet, oor die jare heen so geweldig verander het en dat dit nie noodwendig meer is soos 'n hele paar jaar gelede nie. Yeah, I think also the new generation. Ja. Vir hulle is, vir baie van hulle, ek kan nie nou 'n groot generalization maak nie, maar for quite a few couples that are in the younger generation, the Gen Zs, Ja. that formalization of their relationship is not entirely necessary for them. So they aren't actually even getting married. They'll rather buy property together or do kind of things you would expect a married couple to do together. Om saam te reis byvoorbeeld. Byvoorbeeld, ja. Soos dit is soos die besluit om nie kinders te hê nie. Like there's no longer a traditional path that everybody feels they should be following. So I guess if we're going to rather go in that direction and not get married, instead of feeling pressured, I guess, oh, we should get married. I know people that have been engaged for 6 or 7 years and they don't have a date. They don't, because that's just not what they want to do. But it's kind of a thing you got to weigh up and go, is it rather better to stay in a long-term partnership and stay together, or get married because you feel the pressure of formalizing this thing and then get divorced,
Ek gaan jou nou 'n spreekbeurt gee en dan gaan ek nou vir julle sê hoe ek hieroor voel, maar gaan maar voort, Pieter, oor na jou. Ek wonder maar net, as jy mos nou saam bly of saam die ding doen, is maar net sowel, jy is getroud. Hoekom sal dit nou vir jou skielik voel, jy's nou formeel en nou wil jy dinge beëindig of so? Ek wil net sê, ek is verby. Maar dit is so. Ons is nou gekuis. Okay, ons is gekuis en ons is al 10 jaar saam, ons net so goed soos die huwelik. Die howe en goeie sê deesdae ook, as jy so lank saam bly, goeters is dit net so goed soos die huwelik. Ja. As daai mense se paai ook ewen wil skei. Ja. So trou maar net, doen die regte ding. Volgens my is dit die regte ding om te doen, jy weet. Ja, want wat is dan nou die vooruitsig ook? Exactly. Jy gaan altyd as jy saam bly wonder, okay, nou maar wanneer eindig dit? Hoeveel die investment wat ek nou gemaak het, daar is nog niks te formeel nie, so dit beteken ons is nog nie regtig daar nie, maar die oomblik wat dit formeel is, voel dit vir my nou is ons een. Iemand het vir my op Facebook gaan skryf, jy moet nou man vat, ons raak nou bekommerd. So die mense is bekommerd, maar kan ek net sê vanuit 'n enkellopende persoon se perspektief, maak dit 'n mens nogal bang om gereeld met hierdie statistiek gekonfronteer te word en ook om te hoor hoeveel mense daar is wat ongelukkig in huwelik is. En So dat dan dit is ek nou vroue maar is. cat lady. Ja. Dat dit vroue is wat dan die besluit neem Ja. in the majority that are choosing to end their marriages for whatever reason, you know? Maar ek dink 'n mens kom ek terug by die feit dat baie vroue in vandag se tyd ook broodwinners is Ja. en dat dit hierdie soort besluite kan beïnvloed. Maar nietemin, dalk 'n gesprek vir 'n ander dag, Ja. nee, Pieter. Raas. Egskeidings kan definitief 'n kopseer veroorsaak, maar ja, ons gaan net hierna fokus op rugpyn, so bly ingeskakel, ons is nou weer terug.